Ons skriflesing vanmôre kom uit 2 Korintiërs 4, vers 7 tot 15. Vers 7 tot 15, dis die ou Afrikaanse, of die, kom ek sê die 83 vertaling. As ek nou ou praat, dan dink almal dalk is die 53 of die 33 vertaling. Nee, 83 vertaling. Bekende gedeelte waaroor ons vanoggend gaan saamdink. En onthou, die tema is, waar woon Christus? Waar woon Christus of God? Nee. So kom ons lees. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. In alles word ons verdruk. Maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Christus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Christus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat geloof wek en ons glo. Daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Tot daar. Vriende, ek gaan nou 'n prentjie op die skerm gooi. En ek gaan vir julle 'n paar minute gee om na die prentjie te kyk. Ek wil hê jy moet vir jouself afvra, wat sien jy? Wat tref vir jou in hierdie prentjie? Dis die eerste ding, maar tweedens ook, hoe laat hierdie prentjie jou voel? Wat doen dit aan jou emosies? Hier's die prentjie. As julle wil, kan julle met mekaar deel wat julle sien en wat jou ervaring is, as jy bereid is om dit te doen. Ek moet vir julle sê, ek het hierdie prentjie op Facebook gekry. Hierdie prentjie het vir my baie lank besig gehou, net die prentjie.
Die prentjie het op 'n manier met my gepraat wat ek nog nooit gedink het enigsins moontlik is, dat 'n prentjie dit kan doen nie. Ek wil begin deur ietsie van my eie ervaring met julle te deel, nie net oor die prentjie nie, maar oor 'n bietjie meer, want ek dink die prentjie het 'n klomp goed in my losgemaak. Ek bedoel, julle ken my storie van die laaste 3 jaar. Ek het net nou die kar gewys. Ek bedoel, ek was 120 dae af siek gewees in 'n siklus van 3 jaar. Dis ongelooflik. En dit het vir my gevoel, ek het 'n sielkundige gaan sien, wat my bietjie help. En hy het op 'n stadium vir my gesê, Leon, as ek na jou storie luister, voel jy gekil? En ek het gedink, en ek het vir hom gesê, ja, ek voel gekil. Ek sê, want ek het hier aangekom in Highfields gemeente, en is die ongelooflikste en wonderlikste ervaring en mense wat ek hier ontmoet het en raak geloop het. Ongelooflik. Ek het nie meer nodig om hemel toe te gaan nie, sê ek vir hom, ek is klaar in die hemel, deur net in Highfields te wees. Maar dan gebeur al hierdie slegte dinge. Nierkanker. Ek word nie gesond nie. 2 motorongelukke na mekaar. Gesondheid wat weer 'n keer 'n knak vat. En ek is in en uit die hospitale. Ek kom net nie aan die gang in die gemeente nie. Dit voel asof ek gerem is. En toe besef ek, maar ek voel soos hierdie prentjie. Hierdie prentjie stel 'n huis voor. 'n stikkende en 'n gebroke huis in die vorm van 'n vrou. En kom ek verduidelik gou die prentjie. Dit wat die kunstenaar so graag vir ons in hierdie prentjie wou wys. Hy kies 'n vrou, want 'n vrou is broos in sy kop, né? Sy kyk weg, sy kyk na die grond. Sy kyk nie na ons nie. Want sy skaam. Want sy het pyn en seer en sy is bang mense sien dit in haar. Daar het 'n klomp slegte goed met haar gebeur. Haar huis is stikkend. Hy is verweer. Hy is besig om uitmekaar uit te val. Die vensters van hierdie huis is donker en gebreek. En die vensters stel baie keer iets voor in die kunswêreld van deursigtigheid, kan sien, na binne kan sien. Dat daar 'n hartlikheid, 'n warmte is. En dan is daar die trappe wat so mooi in die middel van hierdie huis oploop na bo. Trappe is baie keer weer die simbool van 'n weg, 'n pad. Op pad wees iewers heen. My vraag toe ek hierdie prentjie nou mooi klaar bestudeer het, vriende, was hierdie vraag. As dit is hoe my huis lyk, kan Christus in hierdie huis woon? En weet jy, ek dink daar's baie lidmate wat baie keer dieselfde voel.
wat 'n klomp seer, 'n klomp hartseer, 'n klomp slegte ervarings in hulle lewe het. Ouens wat op die grens was en lelike goed gesien het, of in die polisie of waar ook al, en met al hierdie pyn en hierdie vreeslike prentjies rondloop en vir hulle self vra, kan God in hierdie huis kom bly? Of moet hierdie huis eers 'n volmaakte huis word, 'n heel huis word, 'n huis wat netjies gepleister en afgerond is en pragtig is, voordat God daarin kan kom woon? Gaan van die prentjie af weg. 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 15 is soos 'n skerp lig vanoggend op hierdie baie belangrike vraag. Waar woon God? Kan God in daai stikkende huis bly? En dan begin Paulus op 'n baie vreemde plek. Hy begin by 'n skat wat in kleipotte is, wat maklik breek. En as hy oor die kleipotte praat, dan sê hy, ek en jy is daai kleipot. Ek en jy is daai pot wat maklik breek. En dit is hoe die klei ook in daai tyd was. Dit het maklik gebreek, dit was maar broos. Dit het gou gebreek. Maar in hierdie kleipot wat maklik breek, is daar 'n baie groot skat. 'n Skat van onmeetbare waarde. Skat in 'n stikkende pot. En hierdie skat wat in hierdie stikkende pot, hierdie kleipot is uiteindelik niemand anders as Christus nie, sê die teks. Christus gebruik nie 'n heel pot, 'n staalpot, 'n metaalpot wat nie kan breek, om uiteindelik in te gaan woon nie. Hy gebruik 'n kleipot wat maklik breek om in te bly. En so kom daar 2 werklikhede tergelyk waar in hierdie vertelling van Paulus. Aan die een kant is daar 'n ontmoeting met die heerlikheid van die evangelie. Skielik is die heerlikheid van die evangelie duidelik sigbaar en skyn dit deur hierdie pot wat stikkend is. Maar aan die ander kant, tergelykertyd, ontmoet ons God se kinders, wat maar kleipotte is, wat maklik breek. Christus kies doelbewus breekbare kleipotte. Paulus wil daarmee vir ons sê dat die swakheid wys uiteindelik die groot krag van God, die grootheid van wie Christus is, die wonder van dit wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Paulus sê, breekbaarheid
wys uiteindelik heerlikheid. Want die skat wat binne is, word sigbaar. Paulus wil vir ons sê, klei dra uiteindelik die hemel binne in hom. Paulus wil vir ons sê, sterflikheid dra binne in dit die ewige lewe. Alles sodat Christus binne in ons kan woon. Die kleihouer wat God gekies het, is nie 'n fout nie. Dis 'n funksie om uiteindelik ons swakheid, ons breekbaarheid te wys en te wys hoe belangrik die skat wat binne is, naamlik Christus, werklik is. Die troos is egter dit. Ons mag dalk breekbare potte wees, maar sê Paulus, al word ons verdruk, ons word nie te neergedruk nie. En vriende, die beeld wat eintlik hier na vore moet kom is waar druiwe gepars word, maar so gepars word dat dit nie heeltemal verwoes word. Dit gaan oor raad verleë wees, nie al die antwoorde hê nie, maar in Christus is ons nie radeloos nie. Ons word vervolg, sê die teks. Maar die wonderlike troos is, God sal ons nooit verlaat nie. Want Christus, wat deur die Vader verlaat is, het dit namens ons klaar afgehandel. En daarom sal God my en jou, te midde van ons breekbaarheid, nooit ooit verlaat. Ons mag dalk neergegooi word, maar ons sal nie vernietig word nie. Vers 10 help my om die doel te verstaan. Ons is breekbaar, sodat die sterwe van Christus, die lewe van Christus, sigbaar kan word in ons liggame. So deur ons gebrokenheid bestaan die moontlikheid, vriende, dat ander Christus kan leer ken deur ons. Daar was 'n rabbi wat eendag vir sy mense gevra het, waar woon God? Ons tema, hè? En een groep het gesê, o, God woon in die hemel. En 'n ander groep het gesê, nee, hy woon in die tempel daar in Jerusalem. En ander het weer gesê, nee, in die skrifte sal jy God kry. Die rabbi sê toe, nee, julle is almal verkeerd. God woon waar mense hom inlaat. Ek wil dit verander deur te sê, God woon reeds daar waar mense gebroken is, stikkend is, 'n kleipot is, wat maklik breek. God woon reeds in die stikkende huis, my stikkende huis. Hy wag nie dat hierdie huis eers herbou word en heel is nie. Ek moes net ontdek, hy is reeds in my huis. En dat my gebrokenheid sy lig
laat skyn. My gebrokenheid openbaar God. God soek nie volmaakte mense nie. Hulle bestaan in elk geval nie. God soek maar net vir my en jou breekbare klei potte. Dit is waar God woon, in ons stikkende huise. Ek het daai prentjie verander. Hy lyk nou so. 'n Helder lig wat deur sy vensters en sy deur na buite skyn. My huis mag dalk stikkend wees, maar hy stikkend, sodat God verheerlik kan word. Amen. Ek gee weer vir ons 'n tyd om net stil te wees voor die Here. Na te dink oor dit wat ons gesien het, dit wat ons gehoor het, en hoe die skrif wat ons gelees het, met ons praat. Kom ons raak stil. Here, ons is almal maar net gebroke kleipotte. Of soos daardie huis se prentjie. En ons is dit vir allerhande verskillende redes, Here. Party redes maak seer om net aan hulle te dink. Ander het ons diep weg begrawe. Ander is dalk meer resent, meer in die voorkop en onthou ons hulle baie makliker. Maar die punt is, Here, ons is maar gebroke, stikkende mense, broos. En tog, Here, gebruik U hierdie stikkende, gebroke, brose ou mensies, sodat U heerlikheid nog meer mense in hierdie wêreld kan bereik. Wat 'n wonder. Amen. Ons staan en dan doen ons saam 'n geloofsbelijdenis wat ek geskryf het na aanleiding van hierdie teks. Ek gaan die eerste deel doen en heel aan die einde gaan julle antwoord met een sinnetjie. So kom ons staan en ons doen dit saam. Ons glo in God, wat nie wag vir volmaakte mense nie, maar sy woning maak in brose en gebroke lewens. Ons glo in Jesus Christus, die lig van die wêreld, wat in die donker kamers van ons harte skyn en nuwe hoop bring waar moed
verdwyn het. Ons glo dat ons kleipotte is breekbaar, vol krake en dikwels deur die lewe beskadig is. Maar die skat wat ons dra, is nie ons eie nie. Dit is Christus self wat in ons woon. Ons glo dat ons gebreek kan word, maar nie vernietig nie. Dat ons kan swaar kry, maar nooit deur God verlaat word nie. Dat ons kan val, maar deur sy hand weer opgerig word. Ons glo dat Christus nie net ons huise besoek nie, maar ons lewe sy woning maak. Waar hy woon, word vrees deur hoop vervang, skuld deur genade, donkerte deur lig en die dood deur lewe. Daarom leef ons nie uit ons eie krag nie, maar uit die krag van hom wat Jesus uit die dood opgewek het en ook in ons werk. En saam sê ons die volgende: ons is gebroke mense, maar Christus woon in ons. Aan hom alleen behoort al die eer. Amen.